Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons kan met groot sekerheid sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom dat ons daaroor juig en bly wees met al die frustrasies, met al die uitdagings, met al die beproewinge, al die versoekinge wat oor ons pad kom, weet ons dat die Here getrou bly, hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê dat God is ons helper. Ons het nie nodig om te vrees nie. Nou vriende, vanmôre wil ek u groet met die baie mooi woorde van Gesang 100. Daar staan, kom volk van God, kom laat ons juig, in skuld was ons verlore, maar nou kan ons voor Jesus buig, vir ons as mens gebore. Hy het gekom om ons te vind, die Vader naam ter ere, ons weer in waarheid saam te bind in hom, ons God en Here. Hierdie lied is vir my so pragtig en dit is so 'n mooi beskrywing van Johannes 14 vers 6 waar Jesus sê hy is die weg, die waarheid en die lewe en dat niemand kom by God die Vader uit behalwe deur hom nie. Mag u en ek ook vertroos word met hierdie groot feit en wete dat Christus juis gekom het om ons met God die Vader te versoen. My vraag vanmôre is jy al versoen met God die Vader deur Jesus Christus die Redder in die kragvolle werking van die Heilige Gees? En mense vra baie keer, maar hoe kan ek seker wees? Vriende, die Bybel leer vir ons baie duidelik, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. U en ek moet op daardie punt kom en God deur sy Gees bring ons op daardie punt waar ons diep sondigheid besef. Ons besef ons kan onsself nie red nie. En soos die tollenaar van ouds roep ons uit, o God, wees my sondaar genadig. En die Bybel sê, toe daardie tollenaar by die tempel uitstap na hierdie eerlike gebed, hierdie hartgrondige en ek wil amper sê sondaarsgebed, het hy regverdig uitgestap. En die Bybel sê vir ons, sy sonde was vergewe. U en ek het ook nodig om daardie punt te kom. En mag die Here vir ons genade gee om werklik seker te wees, ons is met Vader versoen deur Jesus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Vriende, ons gaan vanmôre stil staan by Spreuke 26 vers 4 en 5. Dit is redelike kontroversiële verse in die Bybel. Ek lees vir u wat hier staan, dan praat ons 'n paar woorde daaroor. Daar staan, antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. En dan sê vers 5, antwoord 'n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. Nou vriende, hierdie verse soos u kan hoor, klink na weersprekings. Dit klink of die een vers die ander vers weerspreek en daar is baie kritisie wat vir ons sê, luister, hierdie verse is 'n duidelike weerspreking in die Bybel en as God se woord homself weerspreek, dan beteken dit dat die Bybel nie deur God geïnspireer is nie. Nou kan ek vir u met sekerheid sê dat die Bybel deur God geïnspireer is, want 2 Timoteus 3:16 en 17 leer dit vir ons. Ons lees daar in 2 Petrus 1 van die vers 19 en verder dat God se woord deur sy Gees geïnspireer is. Die Here sê vir ons dat die hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal in der ewigheid nooit verbygaan nie. So God se woord is gegrond, dit is gefestig, dit is geanker in sy waarheid. En die betroubaarheid van die Bybel is die betroubaarheid van God self. Daarom kan God se woord homself nie weerspreek nie. En as jy die teks mooi gaan lees, sal jy sien, hier is nie 'n weerspreking in nie, maar daar is 'n mooi klemverskywing en ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Vers 4 sê, antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie word soos hy nie. Nou wat beteken hierdie vers? Vriende, hierdie vers gaan eenvoudig oor mense wat onsin praat. Mense wat groot praat, mense wat baie praat, mense wat dikwels goed sê en almal in die gesprek en in die geselskap weet dat wat hulle nou sê is absolute onsin en baie keer is dit maar net nodig om te draai en weg te loop, want hierdie persoon se gesprek en sy woorde en sy groot pratery is eintlik vir almal wel bekend dat dit iets is wat glad nie waar kan wees nie, of glad nie juis kan wees nie, of glad nie akkuraat kan wees nie. Kom ons vat 'n voorbeeld. Ons wat nou in die golfwêreld is, ons wat baie keer bietjie golf speel en so af en toe 'n bal of twee gaan slaan. Ons weet dat die gemiddelde man slaan ongeveer so 250, 300, miskien 320 meter. Daar's uitsonderlik mense wat 'n balletjie bietjie verder kan slaan. As jy in 'n geselskap kom en 'n man spog en hy sê hy het elke dryf vandag 500 meter ver geslaan, dan weet jy hierdie man praat ons en jy skud jou kop en jy draai en jy loop. Want dit help nie eens. Jy gaan in 'n argument met hierdie persoon raak nie, want hy glo homself, hy glo 'n leuen, hy weet dis nie die waarheid nie en 9 uit 10 keer weet almal in die gesprek dit. Of jy kom na iemand en hulle sê vir jou, luister, ek het 20 kilogram in 1 week verloor deur hierdie vloeistof wat ek gebruik het. Jy kyk om en jy skud jou kop, want meeste van die tyd sal nog net so oorgewig soos altyd. Jy draai en jy loop weg, want dit help nie om met so 'n persoon te redeneer nie. Dit help nie om met hierdie persoon in 'n argument betrokke te raak nie. Want jy sien, dit wat hy praat is vir almal duidelik sigbaar, dat dit 'n leuen is, of dat dit onsin is, dat dit groot pratery is, dat dit van alle waarheid ontbloot is,
En dikwels is net nodig om van sulke mense af weg te stap, om nie 'n dwaas na sy sotheid te antwoord nie, dat ek nie ook word soos hy nie, dat ek nie ingetrek word in hierdie klomp groot pratery en onsin pratery nie, en dat ek net wegbeweeg. Vriende, maar aan die ander kant, vers 5, kom leer vir ons 'n ander waarheid. Daar staan, antwoord 'n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. Hier gaan dit nie oor onsin praat of groot pratery of miskien maar net so 'n klomp niks seggende woorde te uiter nie. Hier gaan dit oor fundamentele waarhede. Wanneer 'n dwaas uitlatings maak en dit is lynreg teen fundamentele waarhede, goddelike waarhede, dinge wat lewe of dood kan beteken, het jy nodig om hom te antwoord, sodat hy nie omdraai en wegloop en hierdie dwaas later dink dat hy reg is nie. Kom ek gee vir u 'n voorbeeld. Hier is jy in 'n gesprek. Hier is 'n klomp mense, daar kom 'n man en hy maak 'n uitlating soos die gedagte dat Jesus nie God is nie. Of dat Jesus nie aan die kruis gesterf het vir ons sonde nie. Of dat Jesus nie gebore is uit die maagd nie. Of dat hy nie liggaamlik opgestaan het nie. Of dat hy nie opgevaar het na die hemel nie. Of dat hy nie die regter is wat eendag sal kom om te oordeel nie. Of dat ons in 'n sieleslaap eendag sal gaan. En so kan ons nou een na die ander punt vir u opnoem. Kan jy agterkom die klemverskywing? Dis nie groot pratery nie. Hierdie is nie om sekere aannames te maak en te sê dat ek dit of dat gedoen het nie. Hier gaan dit oor fundamentele waarhede. Nou sê die Bybel, antwoord daardie dwaas na sy sotheid. Nou moet jy met hom praat. Want jy moet hom nou korrigeer, want as jy hom nie korrigeer nie, sal in sy dwaasheid bly voortgaan en heel moontlik eendag die hel beerwe. En dis nie 'n weerspreking in die Bybel nie, maar 'n duidelike klemverskywing, waar die Here vir ons sê in die tweede plek, antwoord so dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys sal wees in sy eie oë nie. Die Bybel sê vir ons dat Jesus is Immanuel, God met ons. So met ander woorde, as iemand so uitlating maak in 'n gesprek, is ek as kind van die Here dan ook onder die verpligting om daardie persoon in die liefde van die Here reg te help. As hy sê dat Jesus nie die enigste redder is nie, het ek die verpligting om hom reg te help. As hy sê dat hy nie gebore is uit die maagd Maria nie, het ek die verpligting om hom reg te help, sodat hy nie wys in sy eie oë sal wegstap en dink dat hy al die wysheid in pag het nie, maar dat die woord van God onder sy voete ingesteek kan word, dat hy kan sien in die spieël van God se woord, dat hy 'n dwaas is en 'n dwaase uitspraak gemaak het, dat hy onder God se oordeel staan, maar dat hy ook vir hom redding en verlossing en vrymaking is. En dis vriende die eenvoudige verklaring van hierdie twee verse. Die een gaan oor onsin en die ander een gaan oor fundamentele waarhede. Die een gaan oor 'n man wat klomp dinge praat en almal in die gesprek weet dat wat hierdie man sê is van alle waarheid ontbloot. Hierdie man praat net groot en om met hom te stry is sinneloos en is nutteloos, maar die ander gaan oor waarhede uit God se woord wat hierdie persoon probeer weerspreek of dan verkeerd probeer bewys of uitlatings maak wat lynreg teen God se woord is, en dan moet ek opstaan, dan moet ek optree, dan moet ek hom antwoord om hom dan ook te wys op die waarheid van God se woord. Want die Bybel sê vir ons dat Jesus is die regter wat deur God aangestel is, Handelinge 17:30 en 31, om te oordeel die lewende en die dode. Daarom het u en ek 'n verantwoordelikheid om sommige tye te praat en sommige tye 'n dwaas na sy sotheid te antwoord en dan vir hom te bring na die skrif, sodat hy hom kan bekeer en lewe in oorvloed kan geniet. Vriende, ek vertrou dat u ook die vers so sal verstaan nou, so kan toepas, so kan uitleef en ook kan oordra aan ander. Mag die Here vir ons genade gee om skynende ligte in hierdie donker wêreld te wees. Groete vir u, seën en mooi dag verder te dra.